Ek wil die tema wat ek wil praat is goedkoopkaartjie. En jy het jou goedkoopkaartjie gekry. Daar's 'n Afrikaanse gesegde wat sê, dit is nie oor die hondjie nie, maar dit is oor die halsbandjie. So baie keer kry ek die indruk dat Christene, dit gaan nie regtig om Jesus Christus nie. Dit gaan meer daarvoor vir Christene om hemel toe te gaan. Met ander woorde om die regte kaartjie te hê om hemel toe te gaan. Met ander woorde, daar's min belangstelling in Jesus Christus self en baie meer belangstelling in die goedkoopkaartjie wat hy vir ons kan gee hemel toe. Die meeste mense, Christene vandag, as jy by 'n kerk kom, dan hulle vir jou baie vinnig 'n metode hoe jy gered kan word. Maar hulle het veel baie min oor die karakter van Jesus Christus. En aan die einde van die dag, as jy vra, wat is jou Christenmotiewe? Hoekom is jy 'n Christen? En gaan dit vir jou oor die destinasie eerder as die reis? Wil jy ook net hemel toe gaan met alle mag, wat jy nie vir jou saak maak hoe Jesus Christus gelyk het of wat sy waardestelsel was nie. Maar dit gaan nie oor die destinasie nie, dit gaan oor Jesus Christus. In die ou dae, in die antieke tyd, in die eerste eeu, het die mense gesê, Jesus is die Kurios. Die Kurios, die Griekse woord die Kurios, beteken Jesus is die Here. Hy is die as waarom alles draai. Hy is die middelpunt van jou bestaan. Hy is die Kurios. En ek wil vandag net so 'n bietjie van Jesus se waardestelsel met jou bespreek. En dit is gewoonlik is Jesus se waardestelsel baie anders as wat ons dink. Want onthou, ons word maar groot met liewe Jesus. En ons het 'n baie vroom kleur gegee van 'n persoon wat nie vloek nie, wat nice is met mense, wat glimlag die hele tyd en wat net nice is. A people pleaser. So as ons na Jesus gaan kyk, ons blaai deur die bladsy van die Nuwe Testament, dan sien ons in die eerste plek, Jesus was nie 'n groot kerkman nie. En dadelik skrik almal van julle boeglang, want het hy nie die kerk begin nie. En dit is, hy was nie 'n groot kerkman gewees nie. In die begin van sy bediening, toe hy begin bedien het, Johannes die Doper het hom gedoop, die naby die dooie see, in die Jordaan, en dit was maklik vir hom om tempel toe te gaan en daar te begin werk. Maar hy het gekies om nie by die tempel te gaan werk nie, hy was nie 'n kerkman nie. Hy het weggegaan, daarbo by die see van Galilea, wat dit die heidense plekke was. Maar was eers Samaria en dan Galilea. So Judea, waar Jerusalem was die plek van die Jode. En dan Samaria en dan Galilea. Dit was ver. So Jesus in die begin kies om nie by die kerk te gaan werk nie, om 'n normale kerkpad te stap nie. Hy het wel, as ons die Lukas en Matteus lees, dan sien ons hy 3 jaar bediening gehad. Hy het elke jaar dat die Paasfees gaan vier. So hy het wel sekere elemente van die kerk ding van daai tyd het hy gedoen. Later sien ons die laaste week toe hy in Jerusalem aankom vir die laaste Paasvieringe, het hy die tempel gaan skoonmaak. En baie mense sê dit was oor 'n handel gedryf het, maar dis nie die waarheid nie. Die ding is, as jy teruggaan, jou kop terugvat in daai tyd, die mense het vir die tempel kom offers doen. En die ouens wat verkoop het duiwe verkoop en beeste verkoop en skape verkoop sodat jy kan offer. Hulle moes goed verkoop, anders kon jy nie offer nie. So Jesus was nie noodwendig oor die handel dryf. Dis nie 'n handeldryf storie nie.
kwaad omdat die mense hulle offers gebring het, maar hulle lewe nie Jesus se ware stelsel, God se ware stelsel gehandhaaf het nie. Daarom was hy kwaad. In elk geval, later het hy gesê, dis daar rumors gewees, wat hy gesê, hy sal die tempel afbreek. So Jesus was nie 'n groot kerkman gewees nie. Want hy het gesien wat sy nadele en slegte dinge daar gebeur het uit die godsdiens van die Jode. Hy sê dit op baie keer. Hy sê, ellende vir julle fariseërs, julle skrifgeleerdes en julle familiehoofde. So baie goed wat hy gesê was teen die ding van godsdienste van kerk. So hy was nie 'n groot kerkman. Jesus was ook nie baie nasionalisties nie. Mense gedink het, hy sou hierdie pure Jood gewees het wat nasionalisties was oor sy Joodse waarde. Wat hy nie was nie. Hy was nie baie nasionalisties nie. Ons sien in sy bediening het hy klomp mense bedien. Hy het die Samaritane bedien. Hy het baie by 'n put gekom, maar was daar Samaritaanse vrou, die mense wat baie ander mense bedien. Selfs die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. As jy Jesus gaan evalueer, as nie hy het nie 'n streng Joodse ding gehad, hy het 'n oop ding gehad. Hy was nie nasionalisties nie. En die einde van sy bediening, Matteus 28 vers 19 en 20, waar hy die groot opdrag gee, sê hy, gaan dan na alle nasies toe en maak die mense my disippels. So hy beperk dit nie tot sy nasie en sy volk en sy mense. Hy gooi dit oop, internasionaal. As jy Johannes gaan lees, Johannes Evangelie is net dat Jesus hierdie internasionale figuur was. Hy sê, maak mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle alles om te onthou wat ek julle beveel het. So hy maak dit oop vir die wêreld, maar hy maak dit toe rondom sy eie bediening, sy eie nalatenskap. Jesus was nie baie konservatief nie. 'n Waarde wat ons baie kosbaar ag, is konservatief. Jesus was nie baie konservatief nie. Ons sien dit ook in sy bediening van vreemde vrouens en vreemde mense en Samaritane en allerlei goeders. Soos byvoorbeeld hier in Johannes 4:9, die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan anders nie met mekaar om. As jy 'n goeie konservatiewe Jood was, het jy nie gemeng met vreemde mense nie. Jy het nie gemeng met heidense mense nie. Jy het nie gemeng met ander mense nie. En Jesus was liberaal genoeg om toenadering te soek by enige iemand. En selfs die vrou wat met bloedvlek gelyk wat aan sy klere geraak het. Baie voorbeelde. Jesus was verseker ook nie 'n chauvinist soos meeste mans in die antieke tyd tot onlangs toe was in 'n patriargale stelsel waar die man die opperhoof en die besitter van die hele huishouding was. En vrouens het nie bestaansreg gehad. Dit was soos dit was. Jesus was nie so nie. Jesus het mense ingetrek. Hy het nie deelgeneem aan die patriargale stelsel van sy tyd. Hy het die vrouens ingetrek. Baie vrouens ingetrek in sy binnekringe. Hy die vrouens bemagtig. Ons lees van 'n paar van hulle, maar byvoorbeeld, toe hy gekruisig is, was net die vrouens by sy kruis. Die mans was nie daar nie, hulle weggehardloop. Albei Johannes natuurlijk. Johannes was 'n jong seun en hy was saam met die vrouens daar. Maar hy maak vrouens leiersfigure. Ons sien as jy Handelinge lees, dan sien jy hoe die vrouens tot bekering kom, soos Lydia, die purperverkoper, wat die evangelie na Europa toe gevat het. So daar as jy tussen die lyne lees, sien jy die vrouens is 'n sentraal deel van Jesus se bediening. Daar was baie vroue deelnemers. Hy
as jy Handelinge lees, dan lees jy van die man en die vrou wat ewe belangrike leiers in die kerk was. In Lukas 8 bijvoorbeeld lees ons die volgende vers. Daar was Maria, bekend as Magdalena, uit wie 7 bose geeste uitgegaan het, en Johanna, die vrou van Kusa, 'n hoë amptenaar van Herodes, en Susanna en baie ander. Hierdie vroue het uit eie middele vir Jesus en die 12 gesorg. Die vrouens is sy bediening gefinansier, want hy het hulle bemagtig. Jesus was verseker nie 'n rasis gewees. As ons in Handelinge lees oor sy bediening en sy kerk wat hy geplant het, dan sien ons, lees ons bijvoorbeeld vers soos hierdie. Onder die profete en die leraars in die gemeente in Antiochië was daar Barnabas, Simeon wat ook Niger genoem is. Simeon was pikswart, dis wat hy Niger genoem is. Simeon wat ook Niger genoem is, Lucius van Cyrene. Cyrene was 'n plek waar die swartes vandaan gekom het. Manaan wat saam met die Heerser in Herodes groot geword en Saulus was. So met ander woorde, van sy vroegste leraars en profete was wit en swart. So hy was nie 'n rasis gewees nie. Wat ons wel sien, Jesus was baie spiritueel. Baie spiritueel. Baie spiritueel gewees. Ons sien, hy baie intiem met sy hemelse Vader gewees. As jy bijvoorbeeld Johannes 17 lees, die gebed wat Jesus daar doen vir sy disippels, dan bid hy dinge soos, Vader, dat jy in my is, soos ek in hulle is. So die intimiteit tussen Jesus en sy hemelse Vader was baie, baie hoog. Hy was baie persoonlik gewees oor God, sy hemelse Vader, my Vader, en dis hoe hy ons hier bid, hoe moet julle bid? Onse Vader wat in die hemel is. So hy was baie persoonlik met sy verhouding met die lewende God. En dit het 'n groot intimiteit gehad. Hy het baie stilte tye gehou, gereeld, elke dag omtrent. In die oggende vroeg het hy van stilte tye hou. Hy het baie afgesonder. Baie keer as jy die evangelies lees, dan sien jy Jesus het gesê, wag, los my alleen, ek wil afsonder. Los my alleen, ek wil afsonder. Hy het baie afgesonder, baie gebid, baie stilte tyd gehad. So hy het 'n baie goeie spiritualiteit gehad. Hy was nie baie vroom nie. Ons wat vir liewe Jesus so vroom gemaak het in die kinderbybel, Jesus was nie baie vroom nie. Hy het die dinge gedoen wat genoem is word. Hy het maklik vir die kerkmense gesê, ellende wag vir julle. So die bergrede gaan lees in Matteus 5 tot 6 en 7, dan lees jy, hy was reguit met die mense. En hy elke nou en dan het hy gebots met die skrifgeleerders en met die familiehoofde en met die fariseërs en so aan. Hier op 'n stadium het hy hulle aangespreek, Matteus 23. Hy sê, julle slange, addergeslag. Dit was nie, hierdie aanspreekvorm was nie vroomheidsaanspreekvorm. Dit was lelik, dit was kras. Dit was kras gewees. Iemand sê gister op televisie, hy sê hy het nie 'n huisvrou geword waar hy gevloek het. Die ergste woorde wat kry was in sy familie was, as iemand gesê, magtig. Maar hierdie was erger as dit gewees. Jy het iemand gesê, julle slange, julle addergeslag. Dan was dit lelik gewees. En Jesus het so met die kerkmense gepraat. Hoe sal julle ontkom aan die straf in die hel? Luister, dit is goed, ek stuur profete, wyse manne en leraars aan julle toe. Julle sal party van hulle doodmaak en kruise. Party in julle sinagoges gesel en hulle van een dorp na ander en vervolg. Dis wat hy vir die kerkmense gesê. Jesus was so glad nie tradisioneel. Ons
mag baie van ons tradisies, ons dinge, maar Jesus was glad nie tradisioneel nie. As jy sien, wat gebeur in Matteus 15, in die tyd, het daar Fariseërs en skrifgeleerdes van die Jerusalem af by Jesus gekom en hom gevra, hoekom verontagsaam die disippels die oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte? Aan die ander woorde, Jesus en disippels het nie die oorgelewerde gebruike gehandhaaf nie. En dit was baie opvallig dat hulle dit nie gedoen het nie, want die Fariseërs en skrifgeleerdes het raak gesien en sê, julle is nie tradisionele Jode nie, julle doen nie die Joodse goedes nie. Jesus was glad nie wetties gewees nie. Hy het nie die letter van die wet nagevolg en gedoen nie. Dis een van die redes hoekom hulle hom gekruisig het, want hy die wet verontagsaam. Hy het nie die Sabbat gehou. Hy het goeders op die Sabbat gedoen. Markus 2 vers 23, een keer toe Jesus op 'n Sabbatdag tussen die gesaaides deurloop, het sy disippels so in die loop in die are begin afpluk. Die Fariseërs sê vir hom, kyk daar, waarom doen julle iets wat nie op die Sabbat gedoen mag word nie? Waarom het hulle nou van die are gepluk en wat jy nie mag gedoen het nie? Het hy ook genesings gedoen op die Sabbatdag, wat hulle hom aangeklaar, sê jy mag nie mense gesond maak op die Sabbatdag nie. So hy het eenvoudig nie wetties agter die 5 reëls, die 10 reëls, die 10 gebooie gestaan. So Jesus was 'n bietjie anderste as jou prentjie van die kinderbybel oor liewe Jesus. Hy was inteendeel beskou deur meer mense as 'n rebel. Hy self sê, hy het nie gekom om vrede te bring nie. Hy het gekom om onderskeid te bring. Tussen die mense wat God ken en die mense wat God nie ken. En aan die einde van die dag was hy so welhamel onder die volk, onder die Jode, dat hulle hom gekruisig het. Hulle het hom gekruisig, omdat hy die regte ou was nie, volgens hulle beoordeling. Vandag, as jy vandag na die politieke wêreld kyk, in ons, waar ons vandag staan, wat ons ondersteun, dan sien jy, nasionalisme is 'n baie sterk waardestelsel van honderde mense, veral gelowiges. Konservatisme is 'n baie sterk waardestelsel van baie mense. Chauvinisties, tel baie punte oralste. Rassisties tel baie punte, tradisies tel baie punte. Die een van hierdie goed wat Jesus verteenwoordig het. Hy was die ander kant van hierdie goeders. As jy vandag aan die kerk kyk, die kerk vandag is baie vroom. Mense, as jy na 'n kerk toe gaan, veral op 'n Sondag tussen 9 en 10, dan kry jy nie mense wat lelik praat nie, kry jy nie mense wat vloek nie, kry jy nie mense wat lelik aantrek nie. Dus mense is baie vroom. Mense is baie wetties. Ons stry met mekaar of met sport mag doen op 'n Sondag of nie, en ons doen allerhande dinge. Mense is baie pro-kerkmense, baie vir die kerkmense, vir die synode mense, vir die algemene synode. Maar kerke is nie meer spiritueel nie. En daar is baie min intimiteit. En dit is presies die teenoorgestelde wat Jesus was. Presies die teenoorgestelde wat Jesus was. En dis wat vandag my en jou probleem is. Jy word nie goed geleer wat jy dink is reg. Maar jy ken nie vir Jesus nie. Jy weet nie wat Jesus, as hy nie die Here is, as hy nie die Kurios is, wat se geloof het jy? Wat se Christendom beoefen jy? Wat is die inhoud van jou geloof?
is dit maar om saam met die mense vir die tradisies en die konservatisme en die nasionalisme te skree, sê ja, dis dieselfde as wat Kain en Abel gebeur het. Kain was nie reg nie, maar hy het gewen. En die ander doodgemaak. En dis wat ons vandag doen. Ons skree, saam met Kain. En ons maak vir Abel dood. Omdat dit die ding is om te doen. Want ons ken nie die ware stelsel meer van Abel nie. So gaan ondersoek jou eie geloof. En as dit nie reg is, moet dit nie beoefen nie, man. Moet dit nie doen nie, dit is sinneloos. Maar die ware stelsel van Jesus Christus is belangrik om te gaan navors. Want iets daarvan het die Christendom begin. Iets daarvan het sy disippels ingetrek. Iets daarvan het die kerk begin. En dit was die kerk waarvan ons deel is. En ons moet dit op 'n manier weer terugvind. Amen. Om dit bid saam. Here, baie dankie dat ons die Bybel het, die Bybel kan lees. En ek weet Here, ons lees met ons eie oë, en ons eie filters, en ons eie begeertes, ons eie dinge. Maar ons weet Here, die Heilige Gees sal die belangrike goed van Jesus Christus vir ons oopbreek. Ons wil Christene wees soos Jesus was. Hy was die Kurios. Hy is die Here. En ons wil vir die regte rede Christene wees. En ek weet Here, dit wen nie vir ons vel, maar dit versprei die liefde van God. Dit vergroot die koninkryk van God. Geef ons die dapperheid, Here, om Christene te wees, met die volle implikasie van wat dit vir Christus was. Ons bid al hierdie dinge in Jesus Christus se naam. Amen.